Dan vra sy, hello, is anybody there? Wat sê sy? Sy sê, hello, is anybody there? Op Ja, die sê vir groepie. die sê vir haar dit het al begin. En dan stuur jy sommer Klaar. kan jy die link aanstuur vir haar. Ek kan hom gou-gou, ja. Hoekom post iemand net gou-gou die link op die groep nie? Ek Okay. is nou op 'n ander setup. Nee, nee. Uh, Is anybody there? Sy sal dit nie weet op die groepie, sy sal dit net weet op die Zoom meeting. okay, daar stuur ek hom. Okay, great. Kom ons begin. Ehm, Anita. Okay, kom ons begin. Uh die volgende ding wat ons gaan doen is net kyk wat hulle wat ek sommer net preliminaries genoem het. So, ons is nou actually nog nie besig met die teks nie, kan jy dit glo? Ons is net besig, glo Anita. Ons is net besig met goeders voor die tyd. So laasweek het ons, kan jy onthou wat ons gedoen het? Net 'n introduction oor die struktuur. Met ander woorde, hoe kyk jy met 'n wye lens na die boek Levitikus en waar vind hy hoe fit hy in die eerste 5 boeke van die Bybel en hoekom is dit belangrik om dit te weet? Nou laasweek se les, as ek dit 'n les kan doen, is uiters belangrik. As jy dit kind of mis, dan mis jy dit en kan jy maar weer van, jy weet, van voor af begin. Begin maar weer by begin. Moenie R200 invorder nie, daai tipe ding. En vanaand sin is kind of ook belangrik, want daar sekere goed wat die skrywer van Levitikus of enige boek in die Bybel is uiters belangrik om dit te weet. Hy skryf nie die boek of gedeelte vir my en vir jou nie. Hy skryf dit vir ander mense. Ons lees dit. So daar's sekere goed wat hulle klaar weet wat ons nog nie weet nie. En vanaand se les gaan oor daai preliminary goed wat jy moet weet, wat almal geweet het wat normaal was in daai tyd, maar wat jy dalk nie weet nie en as jy die boek lees gaan jy dit nie verstaan as jy nie goed weet nie. Die lingo of whatever. Dit is werk met elke kultuur en elke liewe ding so. As jy nou teruggaan en selfs 'n boek wat 500 jaar terug geskryf is lees, dan gaan hulle seker goed sê daar wat jy nie weet wat dit beteken nie, want jy is nie in daai kultuur en daai era nie. Okay, so daar's 'n paar preliminary goed wat ons moet weet, anders kan ons nie die boek reg verstaan nie. Okay, kom ons begin net gou weer met ons versie. En dis ons tema versie, sommer net iets wat jy kan mediteer op. Party oggende as jy nie tyd het om Bybelstudie te hou nie of whatever. Kan jy dink aan hierdie versie, Psalm 24 vers 3 tot 6. Who may ascend into the hill of the Lord and who may stand in his holy place. Daai is dieselfde plek, die hill in die holy place. En dit sê as gevolg van laasweek het ek dit verduidelik. He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. He shall receive blessing from the Lord and righteousness from God, from the God of his salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. Okay, preliminaries, hier begin ons. So, die eerste ding wat ons moet verstaan, of wat jy moet verstaan is, that a person, a object, or a place can either be holy or common. Ons begin eers daar. Nou, ek gaan nou verduidelik wat holy en common is. Jy kan either holy of common wees. As jy common is, dan is jy either pure of impure. So dis 4 states. Okay, jy kan obviously nie holy wees en impure nie. Daai gaan nie saam nie. Maar jy kan pure en common wees en pure en holy wees, maar jy kan nie impure en holy wees nie. Common kan saam met pure gaan, maar common kan saam met impure gaan. So holiness en purity gaan saam. Nie anders nie. Dis baie belangrik. So 'n mens vind jou altyd in 'n staat. So in die Ou Testament of nou, ek glo nou ook, vind jy altyd jouself in een van hierdie 4 state of 'n kombinasie van dit. En die een wat nie saam kan wees nie, jy kan nie holy en impure wees nie. OK, dis belangrik. Dis uiters belangrik om Levitikus te verstaan. Dan, kom ons kyk wat is holy. Holy, so people, things or places becomes holy. Is die size van die skerm groot genoeg? It's actually become, not becomes. Become holy because they are brought into the presence of him who are not part of the created things. Met ander woorde, 'n mens, 'n ding, 'n object of 'n plek kan heilig raak
as hy lank genoeg in die teenwoordigheid van die persoon is wat nie deel van die gemaakte goed is nie, of the person who's not part of or subject to death. Dis uiters belangrik. So 'n 'n tool of 'n bak of 'n glas of 'n kandelaar kan heilig raak, kan of heilig as heilig beskryf word indien dit in die teenwoordigheid van iets is of van God is basies, want God is nie 'n gemaakte ding nie of subject to death nie. Dis belangrik. So holiness het eintlik nie te doen met iemand wat niks movies kyk en elke dag vas nie. Niks daarmee te doen nie. Heiligheid het te doen met iemand of 'n ding wat in die teenwoordigheid van God was. So holiness is not an end in itself, but rather a means to an end. Die means to an end, die idee agter holiness of die doel van holiness is life and joy with God in his house. Holiness pertains to fullness of life. Dis uiters belangrik. Heiligheid het te doen met God se teenwoordigheid. En die rede hoekom God wil hê jy met sy teenwoordigheid wees of heilig raak is omdat dit lewe en vreugde in sy huis bring of in jou lewe bring. En dan someone is common. Common is the opposite of holiness. Common is 'n gewone ou soos ek en jy. We are all common. Hoekom? Ons is subject to death and we are part of the created things. En as jy 'n created thing is of subject to death is, dan is jy common. Okay. Ek gaan daai impurity nou belangrik hê. Ons gaan nou daaroor praat. So, wat is holy? It's an object or a person can be holy if it's in the presence of him who is not part of the created things or not subject to death. Common is al die ander goed. Alles wat created is common. Right. Dan die konsep van wat sin is, sonde, is ook belangrik. So 'n mens is in sonde of sinvol as gevolg van twee redes. Jy kan geklassifiseer word as ritual impure. So jy het ritual impurity. Ek gaan nou verduidelik wat ritual impurity is. So 'n persoon word gesien as in sonde as jy ritually impure is. Ritually impure beteken jy is impure en jy mag nie aan enige rituals deelneem nie, soos offers nie. En die remedy vir dit word atonement genoem. Okay, ek gaan nou verduidelik hoe 'n mens ritually impure raak. En dan kry jy ook 'n geval van dat jy in sonde is en jy het moral impurity. Ja. So daar's twee verskillende impurities, ritual impurity en moral impurity. As jy jouself bevind in moral impurity, is jy ook in sin en die enigste manier om dit te remedy is repentance of death of cut off. So, as jy jouself bevind in 'n staat van moral impurity, is die enigste manier om reg te kom is deur repentance. Anders word jy of doodgemaak of jy word cut off. Cut off beteken jy word uit die volk uit gesny, weggejaag. So jy moet weghardloop. So as jy byvoorbeeld een van die bekendste goed in die Bybel is, as jy per ongeluk iemand doodmaak. So daar ry jy met jou kar te vinnig en jy ry iemand dood. Dan jy vinnig in die bus gespring en na een van die stede toe gegaan ver van Jerusalem af. En dan mag jy nooit teruggekom het huis toe nie. That is why you were cut off. Niemand mag jou doodmaak as jy in daai stad is nie. Dis 'n refuge, 'n plek van refuge. Maar as iemand jou vang buite daai stad, mag hulle jou doodmaak. Okay. What is ritual impurity? Ritual impurity is primarily a matter of one's external condition. Dis belangrik. This kind of defilement is contagious. Met ander woorde, as jy ritually impure is, kan jy ander mense aansteek en hulle raak dan ook ritually impure. And it's usually spread by contact. At its core, ritual impurity appears to be about matters of mortality. Ek gaan nou dit verduidelik. Further, ritual impurity is a major obstacle when one tries to come close to God's presence. Okay, ek gaan niks verder lees nie. So ritual impurity se bottom line is dit het te doen met mortality. Enige iets wat die dood voorstel, maak 'n mens ritually impure. Moral impurity, die onderste stuk, has to do with not obeying God's commandments. Violation of divine directives. Met ander woorde, as jy God disobey en sekere sondes doen, dan raak jy morally impure. Ook, a person can become morally impure
Oh, moral impurity is not contagious and it's not external, it's internal. Nou, okay, ek gaan nie verder lees nie. Maar moral impurity keer jou ook in God se teenwoordigheid gaan. So hier is ons voorbeelde van ritual impurity. Nou, ritual impurity is al die volgende goed raak jy ritual impure. Menstrual fluids. So as 'n vrou in haar menstruele siklus is, dan sy ritually impure. Nou mag sy nie in God se teenwoordigheid kom nie, mag nie by die tempel wees nie. Enige seminal fluids, discharge. As jy seks gehad het met jou vrou, dan is jy en jou vrou impure vir 'n sekere tyd. Jy is ritually impure. So jy mag nie deel van die jy mag nie offer bring nie, jy mag nie deel ehm um, van die tempelkultus wees nie. Lepra, dis skin disease. Ek dink jou Bybel kan dit dalk verkeerdelik vertaal as leprosy. Wie se Bybel gebruik leprosy, melaatsheid? Mm. Dit is nie melaatsheid nie, dit word lepra genoem. Dis enige velsiekte wat witterig is. En die rede daarvoor is dit laat jou na die dood lyk. So enigiets wat 'n koneksie met die dood het, maak jou ritually impure. Dan giving birth, as jy as 'n vrou 'n kind gehad het, dan het sy sekere vloeistowwe en bloed afgeskei en dit het haar impure gemaak. Om 'n dooie mens aan te raak, touching a corpse makes you ritually impure. Of as jy in die teenwoordigheid van 'n dooie persoon is, dan kan jy dan raak jy ritually impure. Dis hoekom Jesus by Jairus se dogtertjie die mense uitgejaag het. Toe jy dogtertjie daar dood lê, toe jaag Jesus al die rou mense uit. Hoekom? Want net om in die teenwoordigheid van die korps te wees, het hulle ritually impure gemaak. Daai storie van die Samaritaan wat langs die pad gelê het. Dis interessant. Daar kom 'n priester verby en dan sê hulle die priester beweeg weg van die tempel af. En wat het die priester gedoen? Hy het nie na die korps toe gegaan nie of na die persoon toe gegaan wat langs die pad gelê het nie, want hy was waarskynlik bang geweest die persoon is dood. En as die persoon dood was, sou hy ritually impure geraak het. Enige non-kosher foods wat jy eet, as 'n Jewboy ham en kaas salami, ham en kaas toastie eet, dan raak hy ritually impure. Nee. En dan interessant ook demon possession maak jou ritually impure. Dis hoekom dit genoem word 'n impure spirit of wat? Wat noem hulle dit? Unclean spirit. Ja. Okay, wat is moral impurity? Moral impurity se bottom line is willful disobedience to the commandments. Enige rebellie teen God. En dan spesifieke sondes soos adultery, murder, idolatry, injustice to the poor en witchcraft. Injustice to the poor nie. Dit het gelei tot cutting off. Maar al die ander, adultery, murder, idolatry en witchcraft was dood. En witchcraft is eintlik die ergste. Die ander was gestenig. Adultery, murder, idolatry, steniging, witchcraft word jy verbrand. So daar is geen ritual wat jy kan deurgaan nie. Baie interessant. Vir enige moral impurity kon jy nie 'n offer bring nie. Daar was geen offer vir enige morele impurity wat jy gedra het, kon jy nie 'n offer bring nie. Offers was net vir ritual impurities. Met ander woorde, goed wat jy nie eintlik gedoen het nie. Sê jy saam met my stem, die goed hierso aan die linkerkant is nie eintlik sondes wat ons sondes noem nie, né? Sê my saam. As jy 'n kind gebaar het, as jou vrou 'n kind in die lewe gebring het, dis nie 'n sonde nie. Né? As jy 'n ou langs die pad optel en jy probeer hom help en jy kom agter hy's dood, nou het jy geraak aan 'n kops. Jy het nie 'n sonde gedoen nie. So atonement, dis eintlik uiters belangrik. Atonement was nie gemaak vir moral impurity nie. Atonement was gemaak vir ritual impurity. Belangrik hierdie stukkie. Die solution vir ritual impurity is atonement. Ons gaan nou praat oor atonement. En vir moral impurity was dit repentance. Ja. En dis waar die groot probleem met hierdie gedeelte kom. Atonement het 'n term geword om alles te beskryf wat Jesus doen. Ja. En dis nie regtig akkuraat nie. So hierso het ek nou 'n massive lys wat jy by my kan kry van presies wat is sondes punishable by death? Wat is sondes wat lei tot cutting off? Wat is causes of ritual impurity? En hoe werk dit? Dit is baie kompleks en jy moet 'n sekere afstand wees en wanneer is 'n myl en hoekom vat dit langer vir 'n vrou om haar impurity te oorkom, bla bla bla. Glad nie belangrik nie. Ons amper klaar. Dan, hierso is dit wat vir my belangrik is vir nou.
wat ons moet uit dit uitvat en dan gaan ons net gou een ding nog discuss. Ons gaan gou na die woord atonement kyk. Nou die Hebreëse woord is kippur. Dit kry ons in Genesis tot Deuteronomium in die Torah. En daai het 'n sekere betekenis wat niemand weet wat dit is nie. Dis 'n Hebreëse woord waar daar nie 'n Engelse, 'n Griekse woord, 'n Latynse woord niks voor is nie. So daai woord, né, word vertaal in die Nuwe Testament na reconciliation in Korintiërs 2. En daar's 'n Griekse woord wat gebruik word om dit te vertaal na reconciliation. Toe wat gebeur het, is dat die Tyndale wat die eerste Engelse vertalings geskryf het ook hy het die woord atonement opgemaak want daar was nie 'n woord nie. Kan jy sien waarvan die woord atonement kom? At one mint. So hy het gesê die woord atonement beteken om at one mint weer met God te hê. Met ander woorde, dit wat tussen my en God gekom het, weer uit die weg uit te ruim en weer at one with God te wees. En die Griekse woord vir dit is wat ons vertaal in Engels is reconciliation. Okay, so in 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 20 lees ons volg. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. So we are ambassadors for Christ, making God making his appeal through us. We beseech you on behalf of Christ to be reconciled with God. So uit daai konsep wat die Paulus in Korintiërs gebruik van reconciliation het hy teruggelees in die Ou Testament en daai woord kippur vertaal as atonement. Nou, ons gebruik nou nog die woord atonement om te beskryf wat in Levitikus gebeur, maar wat in Levitikus gebeur is nie wat Paulus hier in Korintiërs sê nie. Reconciliation nie. Nou, dit is nie reconciliation nie. Plus wat belangrik is, kippur is nie gedoen vir iemand wat nie 'n Jood was nie. Kippur is net gedoen vir iemand wat reeds 'n kind van God was, wat ritually impure geraak het. Okay, so hier is ons 'n goeie beskrywing vir dit wat ek nie nou vir jou gaan lees nie. Ek kan dit vir jou forward as jy geïnteresseerd is. Ek kan vir jou 'n boek gee wat jy kan lees daaroor. Al wat ek vir jou wil sê, wat ek vir jou wil laat vanaand en dan gaan julle kan praat, ek is amper klaar, is die volgende. Kyk gou terug hierna. Kyk gou na hierdie goeters en dink gou saam met my. In jou volwasse lewe, as jy nou 'n volwasse mens is, gaan hierdie goed met jou gebeur. Menstruasie. As jy vrou is, ja. Seminal fluid discharge, verseker. Gaan jy dalk iemand ken wat 'n skin disease het? Ja. Nou, gaan jy dalk geboorte gee? Ja. Gaan jy dalk in aanraking kom met 'n dooie persoon? Verseker. Né? Gaan jy dalk kosher foods eet? I don't know. Gaan jy dalk demon possessed raak? Maybe not. Maar wat hier gebeur is, as jy dink aan daai rural bestaan wat hulle gevoer het, né, en naby mekaar gebly het. Hierdie goed wat jou ritually impure maak, is alles kind of normale goed wat met jou gaan gebeur. Nou. Dink nou net daaraan, jy is nou net getroud. Vir die volgende 6 maande gaan jy ritually impure bly, trust my. Nou. Nou. So wat is die bottom line? Wat wil God sê? God wil die volgende sê. Enige iets soos die verlies van vloots of bloed of skin diseases wat iemand na die dood laat lyk of in aanraking kom met iets wat dood is, né? Maak jou ritually impure. So jy gaan een of ander tyd in jou lewe of baie kere in jou lewe in 'n staat van ritual impurity kom. En God wil hê dat jy dan in 'n tyd van afsondering moet gaan, want dis wat jy moet doen, jy moet wegkom van mense af. Jy gaan in afsondering en as jou afsondering klaar is, dan gaan jy 'n offer bring en in God se teenwoordigheid kom. So daar's 'n sequence wat God wil hê. Elke persoon gaan afsonder en in sy teenwoordigheid kom. So dis 'n siklus waarin mense beweeg het van afsondering. Dink aan 'n vrou wat menstrueer. Elke maand gaan sy 'n tydjie van afsondering moet hê
en dan 'n God se teenwoordigheid moet kom. So dis nie dat mens in 'n tipe sonde vas is, eintlik nie. Dis eintlik net dat jy vas gekleef is aan die dood, né? En aan aardse goeders. So jy's common. Al hierdie goed bewys vir jou, dude, jy is common. Jy's menslik. En dat God jou heilig wil hê. En die enigste manier om heilig te raak is om in sy teenwoordigheid te kom. En hierdie goeders, die normale goed wat met jou gebeur, is die goed wat jou dwing om in sy teenwoordigheid te gaan. So die stelsel van offers is nie daar soos jy miskien gedink het vir iemand wat nou hierdie grave sonde gedoen het en nou moet hy een of ander ding opgee, sy beste diertjie slag om nou by God uit te kom en iets te verkoop aan God of iets in jou plek te sit in God se sodat God jou kan aanvaar nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit is God se begeerte om jou in sy teenwoordigheid te kry. En dis hoekom as jy enigiets met die dood te doen het of lyk na die dood of naby die dood kom of dit weerspieël wat dood is, dan herinner hy dat die lewe by hom is en heiligmaking is by hom in sy teenwoordigheid. Vir enigiets grave wat jy gedoen het, iemand doodgemaak het of rondgeneek het, is daar niks offertjie. Jy kan nie 'n lammetjie bring as jy rondgeslaap het nie. Jy gaan either repent of doodgaan. So ek wil hê jy moet dink hieroor want dit gee vir jou nuwe lig aan die offer wat Jesus gebring het vir homself. Jesus se offer aan die kruis val in hierdie kategorie van solving the problem of ritual impurity. Okay. So ek gaan nou nie hierdie lang stuk lees nie. Maar ek kan dit vir jou aanstuur. Nou, as jy wil. So jy gaan vir my 'n WhatsApp stuur en sê vir ons. Dis al wat ek wil sê vanaand. O, ek jok. En vir vir jok is daar ook nie. Okay, laat ek net gou hierdie 3. Ek dink is net 3 misconceptions. Maar voor ons dit doen, het iemand gou 'n vraagie of iemand net gou iets sê? So gaan jy nog met ons deurgaan die verskillende offers? Ja. Ja, dit kom. Okay. Ek dink aan om ek sal die volgende les die 5 verskillende offers doen. So ek wil die 5 verskillende offers doen. Dan wil ek die dag van atonement doen en dan Jesus wat nou van Jesus tipe ding. Okay, hier is ons miskonsepsies as gevolg van die idee dat atonement en kapier dieselfde ding is. Of die Paulus se gebruik van rekonsiliasie en kapier dieselfde ding is. En die eerste een is the animal sacrifice does not die in place of the worshipper. So baie mense dink daai dier wat jy bring, daai bokkie of daai duif of iets wat jy bring, hy sterf in jou plek. So the animal sacrificed dies in place of the worshipper. En die rede is dat dit onwaar is omdat die aanbidder het nie 'n sonde gedoen wat die dood verdien nie. So die ou wat ritually impure was, hy het niks gedoen wat die dood verdien nie. Hy is slegs ritually impure as gevolg van die normale omgang van sake. Daar is geen offer vir sondes wat die dood verdien het nie. Dis uiters belangrik. As jy 'n sonde gedoen het wat die dood verdien, kon jy nie 'n offer bring nie. Daar was jy 'n offer nie. Dis wat Dawid sê in byvoorbeeld in Psalm 51. Offerings and burnt offerings you didn't desire, want Dawid het 'n sonde gedoen wat nie 'n offer voor was nie. Nou. Dis nie dat God eintlik 'n mense bloed wou hê as offer nie en nou aanvaar hy maar die bloed van 'n dier in die plek van die mens nie. Baie belangrik. 'n Mense bloed mag glad nie aan die altaar raak nie, omdat die plek van aanbidding sal defile. Dis uiters belangrik. Enige van die ornamente in die tempel, 'n mense bloed mag glad nie daaraan raak nie, dan defile die plek. Dan, dis super belangrik. Dis nie dat God eintlik wou gehad het jy moes sterf nie en nou bring jy 'n bokkie en nou sterf die bokkie in jou plek en dan vat ons sy bloed nie. Jou bloed mag nooit aan daai altaar geraak het nie, van die begin af nie. Want dit was nie vir 'n sonde wat tot die dood gelei het nie. The laying on of one hand does not transfer your sin to the animal. So as jy 'n bokkie gebring het, dan sit jou hand op die bokkie. En baie mense sê dan transfer jy jou sonde na die bokkie toe en dan gaan jy sin. Dis nie waar nie. In the well-being offering, ons gaan daaroor werk met die well-being offering, wat niks te doen het met onreinheid of sonde nie. Daar's 'n well-being offering, ons gaan daaroor praat volgende week. Wat niks te doen het met onreinheid of sonde nie, word die hand ook op die dier geplaas en dan word dit geoffer. So daar's offers wat gebring word nie vir sonde nie,
of vir onreinheid nie, maar vir well-being. En dan lê jy ook jou hand op die bok. So dit kan nie die transfer van sonde of iets onrein wees nie, want in 'n well-being offering is daar niks onrein nie. Dis belangrik, okay? Die rede hoekom jy jou hand op jou dier plaas is om te wys vir die priester wie is, watter dier is joune. Dis om iets te appoint. En die appointment kan jy deursien na die Nuwe Testament toe. As jy kyk wat Paulus oor Timoteus sê, hoe hulle hande op hom gelê het. Nou, jy kyk nou 'n stukkie in Timoteus, né? Dis waar handoplegging vandaan kom om te sê hierdie persoon is myne of ons en ons appoint hom. Okay. Offering is about death. Dis ook 'n miskonsepsie. Die offerstelsel gaan nie oor die dood van die dier nie. Dis super belangrik. Die kruisiging van Jesus het nie gegaan oor sy dood nie, maar oor die lewe wat in die bloed is. Dis uiters belangrik. Onreinheid word weggewas deur lewe, nie die doodheid. Enige onreinheid, 'n ritual impurity wat jy het, onreinheid. Die dood betaal nie daarvoor nie, of was dit nie weg nie. Die lewe was dit weg. Die lewe is die oplossing vir onreinheid, nie die dood nie. Om die bloed van die offerdier te bekom, moet hy doodgemaak word. So die dood is net daar om die bloed te bekom. So in die offer is dit baie interessant. Daar's nie regtig instruksies om die dier dood te maak nie, behalwe om sy keel af te sny. En hoe die dier doodgemaak word was aan die kant, weg van die altaar af. Die bloed was na die altaar toe gebring. Die dier was nooit op die altaar geplaas nie. Dis uiters belangrik. Die dier wat geslag word nie op die altaar doodgemaak nie. Die dier word op die rand doodgemaak en sy bloed of vleis of sekere vetdele word op die altaar verbrand. In heidenoffers word die dier op die altaar geplaas. Dis hoekom Abraham die bok op die altaar gesit het. Want Abraham het nog geoffer soos 'n heiden. Abraham het nie van die offerstelsel geweet nie. So Abraham het die bokkie wat in Isak se plek kom is op die altaar gesit. 'n Jood sal nooit 'n bok of 'n dier op die altaar sit nie. Okay, uiters belangrik. Nou, so wat belangrik is 'n offer gaan nie oor om 'n dier of iets dood te maak nie. 'n Offer gaan oor die bloed, die lewe wat deur die bloed voorgestel word. Die Bybel sê want die lewe is in die bloed. So bloed stel lewe voor of die lewe word in die bloed gesien en die bloed word geoffer sodat daai lewe van die offer die onreinheid kan wegwas. En dit is kapier of atonement. Die wegwassing van die onreinheid deur lewe. Okay, so dis al wat ek wil hê. Jy kan nou ons kan dit lees as jy wil. Maar ek is nie lus vir lank lees nie. Ek kan al hierdie goed vir jou, as jy vir my sê is onseker oor iets, dan kan ek vir jou materiaal gee om te lees daaroor. Nou. Okay, dis al wat ek wil Ek sê gaan vanaand. seker navorsing doen. Dis 'n week Okay. van navorsing wat wag vir my. Dis 'n week van navorsing wat wag vir jou. Okay. Right, so ek is klaar. Ek dink ek het 'n halfuur gepraat. Dis presies wat ek wil doen. En dan wil ek jou 'n reaksie hê of as jy vrae het of as jy net wil chat, dan chat ons. Ek kan gou die recording net pause. Dan kan ons vry voel. Danita se grappies het laas die recording